Jesus, U is alles. U is alles. En Here, ons sê vir U dankie vanoggend vir die voorreg wat ons het, om U woord te kan oopmaak. Ons sê vir U dankie vir die voorreg wat ons het, om U woord te kan lees, vir die voorreg om te kan kyk wat U vir ons wil sê vanuit U woord vanoggend. Here, dankie vir 'n tyd van lofprysing, danksegging en aanbidding. Father, that we really could worship You in spirit and in truth, exalting You, lifting You up as our Lord, our God, our Savior. Thank You for the privilege that we have. Lord, as sinners, to come before You where You forgive us our sins, where You forgive us our trespasses. And Father, I pray that as we go into Your word this morning, that You will reveal Your promises, that You will reveal the secrets within Your word to each one of us this morning. And I pray in Jesus' name. Amen. Amen. Ek het verlede week toe ons gekyk het na die woord en dit wat God vir ons sê, en 2 weke terug dit wat Kokkie gebring het daai woord by my gebly oor die Bybel, oor God se woord en die belangrikheid van God se geskrewe woord. En ek het gevoel ek wil net 'n bietjie verder oor dit 'n boodskap bring. Ons kan baie keer, wie hou van lees? Nogal heel wat. Ek bly om die manne se hande te sien, want baie keer wil die manne sê so baie lees, so dis wonderlik. Ons lees tydskrifte, ons lees boeke, ons lees selfone, baie. Maar daar's baie keer dan skeep ons een belangrike boek af. En dis die woord van God. Ons skeep die Bybel af. Maar as ons gaan kyk na hoeveel Bybels verkoop word, as my vraag, goed, as daar soveel Bybels verkoop word hulle werklik gelees? Nou ek wil vanoggend so 'n toets maak. Hoeveel Bybels dink julle word 'n jaar verkoop, in 'n jaar? How many Bibles are sold in a year throughout the world? Take a guess. 2 million? 20 million is right. 20 million Bibles per year are being sold. How many Bibles are sold per month? Nou maak hulle gou daai som wat Johan het gesê, 20 miljoen, nou maak hulle gou daai som. How many Bibles do you think are sold more or less in a month? 1.66 million in the world. In a week, 384,615 more or less. A day. Hoeveel Bybels dink julle word in 'n dag verkoop? 54,000 per day. Now, if there's so many Bibles that's been sold per day, per week, per month, per year in the whole world, why don't people read their Bible regularly? Because there must be something about the Word of God. Daar moet iets wees oor die Bybel dat dit so verkoop word, reg oor die wêreld. En tot aanleiding van hierdie boodskap vanoggend, God se woord, meer as net woorde, is die woord ook 'n verhouding wat ons het met God. Dit is wat die woord is 'n verhouding. En ek wil net 'n bietjie fokus voordat ons in die woord ingaan oor verhoudings en hoe verhoudings gesien word. Vertroue
is die fondasie waarop elke gesonde verhouding gebou word. Vertroue. En ook so ons verhouding met God is gebaseer en word gebou op vertroue. Sonder vertroue kom maar onsekerheid. Sonder vertroue kom maar afstand. Maar waar ons die een die ander kan vertrou, groei gesonde verhoudings. Hulle groei. Maar wanneer vertroue gebreek word, is daar geen vrug nie. Wanneer vertroue gebreek word, is daar probleme. Ons weet dit, ons sien dit. En terwyl daar vertroue baie keer in hierdie lewe verbreek word, is daar 'n plek waar ons verseker kan wees. Waar ons verseker kan wees dat dit nooit sal gebeur nie. En nou gaan ons na die skrif toe. Nou gaan ons na die woord van God toe. Spreuke 3 vers 5 tot 6. Vertrou op die Here met jou hele hart en steun nie op jou eie insig nie. Ken hom in al jou weë, dan sal hy jou paaie gelyk maak. And the English version also said so beautiful, Proverbs 3 verse 5 to 6. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways submit to him, and he will make your paths straight. Trust in the Lord. That's what the scripture is saying. Trust in him with all our heart. Do not lean on your own understanding, because we want so many times to do our own thing. Ons wil so graag ons eie ding doen. Ek weet hoe om dit te doen. Ek is meer wyser. Ek het meer kennis. Dis hoe die mens homself soms sien. Maar die skrifgedeelte sê, vertrou op die Here met jou hele hart. And in that we can also trust the word of God. And trust the God of the word. We can trust him. Because they are inseparable. Hulle is onafskeidbaar. God is never wrong. Never wrong. And his word is always trustworthy and true. We might feel at times, but Lord, when do you answer me through your word? But there's always a kairos time, a certain time, that he wants to reveal things to us. Ons leef in 'n wêreld vol mededingende stemme. Ons hoor baie stemme. Ons hoor baie opinies, ideologieë en verdraaide waarhede. Wat gister aanvaarbaar was, is vandag nie meer aanvaarbaar nie. As ek gaan kyk as kind, kom ek vat 'n voorbeeld sommer met die kinders ook. Wie het 'n fiets? Watter van hierdie? You've got a bicycle. Jy het 'n fiets. Right. As kind het jy nodig gehad, James, do you have a license for your bicycle? No. Magda, het jy 'n lisensie vir jou fiets? As a child, I had to have a license for my bicycle. Ek moes 'n lisensie hê. Jy moes so 'n plaatjie gewees. Wie kan dit onthou? Kom dit nou, weet ek julle ouderdomme. Daar was so 'n plaatjie gewees wat jy aan jou fiets moes vassit. En as jy gery het en die verkeersbeampte stop jou, dan moet jy daai plaatjie gewys het. Gebeur dit nog vandag? Nee, dit het verander. In my days, you couldn't ride with your bicycle on the pavement. The traffic cop will stop you, he will give you a ticket. Today, you can ride wherever you want to. Dit is hoe die tye verander het. Dit wat aanvaarbaar was,
is nie meer aanvaarbaar vandag nie. Verstaan julle wat ek probeer sê? So die dinge verander. As 'n hele klompie mense wat sê, dat solank jy in Jesus glo, en glo dat hy uit die dood opgewek is, die res wat jy glo, is nie eintlik van veel belang nie. Die res van die woord maak nie eintlik saak nie. Glo net dit. Dit is vals. Jy kan nie sommige dele van die Bybel wil neem, en van die ander dele nie neem nie. Jy kan nie in 'n sekere deel van die Bybel glo, en in 'n ander deel nie glo nie. Ons moet die hele woord van God glo, want dis wat hy vir ons gegee het. Wat ons glo, wat ek glo, wat jy glo, maak werklik saak. As jy kyk heel in die einde van die Bybel, in Openbaring, word daar gesê, niks mag weggevat word nie, niks mag bygevoeg word nie. Die hele woord is daar vir ons. Satan sal altyd kom. Hy sal altyd kom en probeer om die woord te verdraai. Jy kan iets lees, en dan, wanneer jy gaan sit en mediteer oor die skrif, sal hy ook met ander gedagtes vir jou probeer aanval. En dit bring niks goeds mee nie. Ons kan vir Adam en Eva as voorbeeld gebruik. Hoe Satan gekom het met sy slinksheid, en hoe hulle geval het vir sy woorde, vir sy slinksheid. Maar te midde van hierdie onsekerheid in hierdie tye, gee God vir ons iets standvastigs en onveranderlik. Watter psalm is die langste psalm in die Bybel? Julle ken julle Bybel. Goed om te hoor. Psalm 119 vers 160. Die hele inhoud van u woord is waarheid. En al die regverdige verordeninge is tot in ewigheid. The entirety of your word is truth, and every one of your righteous judgments endures forever. The whole word, not just some part of it. Every part of this word is truth. If you say you have a relationship with the Lord, if I say I've got a relationship with Him, then we cannot distance ourselves from His word. We cannot distance ourselves from His word, His church, because He's the entirety of the word of God, and it is truth. Dit is waarheid. Moenie dat die vyand kom en probeer om vir jou die teendeel te sê nie. Dit is die waarheid. Trust in His word. Trust in His word. As we trust in His word, read His word, that will change our perspective of how we see life, because we see through the eyes of Christ. We see through His word how life needs to be. For me as a born-again believer, for you as a born-again believer. En weet julle wat so interessant? Die Bybel, die woord van God, is die enigste boek, dat as jy hom gelees het, deurgelees het, en hom weer lees, is daar iets niets. Daar is altyd iets niets. Jy kry altyd 'n waarheid. Jy kan nou, kom ons vat Psalm 119 vers 160, the entirety of your word is truth. Jy kan fokus op so baie, you can focus on your word of truth, and it changes our perspective of life. That's what it does. Or you can focus on the righteous judgment, and that endures forever. That's how God's word is for us. It's there. We can read it over and over again, and we get new revelation, new secrets of who He is. Daar is niks in hierdie wêreld meer blywend, meer dringend, meer transformerend as die woord van God nie. Ek het ook al boeke in my lewe gelees. Regtig. Ek het ook al boeke in my lewe gelees. Nie so baie miskien nie. En ek moet sê, die Bybel
trek my meer as 'n boek. En ek sê dit nie net oor ek in die bediening is nie. Glad nie. Dit trek my meer as 'n boek. Ek vat eerder die Bybel en ek lees hom, as dat ek 'n boek vat. Dis vir my, want ek kry lewe daaruit, as wat ek in 'n boek kry. The word of God is not just ink on a page. We can think it's just ink on a page. It's not. It is alive. Dit is lewendig. It breathes. It breathes. Dit haal asem. It speaks. Die woord van God praat met my. Die woord van God praat met jou. Ek en jy moet net die Here toelaat en bereid wees dat hy in ons gees kan spreek. Dat hy in ons gees kan deel wat hy wil deel. When God said, let there be light, light didn't debate about it. It obeyed. Right in the beginning in Genesis 1. Let there be light. Light didn't say, oh no, I don't want to shine now. Or can I do it tomorrow? Or maybe next week, then I can start shining. Light obeyed as God spoke. Do we obey when the Lord speaks? That same creative power wrapped inside every promise, every command, and every truth is found in Scripture. It's in die woord van God. God's word is not like the words of people. Because words of people are sometimes weak and temporary. It holds the inherent authority of the Creator. It holds the inherent authority of the Creator. And the Word of God is a living weapon. Is 'n lewende wapen waarmee ons fight, geestelik. Veg ons in die gees. Hebreërs 4:12. Want die woord van God is lewend en kragtig en skerper as enige tweesnydende swaard en dring deur tot die skeiding van siel en gees en van gewrigte en murg en is 'n beoordelaar van die oorlegginge en gedagtes van die hart. Wat vir my baie interessant is van hierdie skrif, ek sien dit eintlik nou terwyl ek dit lees, die laaste gedeelte, dis 'n beoordelaar van die oorlegginge en gedagtes van die hart. Dit wat ek dink. Ek sê dit nie eers nie. Ek bedink dit net en dit beoordeel dit. Die woord is lewendig. Die woord is kragtig. Dit beteken, die woord is heiliglik besig in ons lewens, in elke gelowige se lewe, om kragtig te wees, teenwoordig te wees, ons te lei. The word of God is alive and filled with words of power. That is what this word is. It's filled with words of power. And it's relevant from generation to generation. It's not just for this generation. It's from generation to generation. It exposes man's thoughts, that what we think, and the intent of my heart. That's what it reveals. Revealing man's desperate need for a Savior. Ons desperate behoefte vir 'n verlosser. Dis wat die woord vir ons openbaar. Dis wat die woord vir ons sê. And the word doesn't only reveal our human condition, it also gives us a revelation about the nature and the character and the majesty of who God is. Die grootheid van God, die almag van God, die soewereiniteit van God.
Maar weet jy wat? Bo alles, sy liefde vir my en vir jou. His love for me and for you, by sending his son to die on a cross. Hy het dit vir jou gedoen, Bertie. Vir jou, Evelyn. Het hy sy seun gestuur om aan die kruis te sterf. Die woord van God in hierdie vers verwys na God se kragtige, aktiewe kommunikasie deur sy skrif, deur sy woord. En dit sny diep in die binne, in die wese van die mens. Laat jy hom toe om dit te doen? Of is dit vir jou net nog 'n boek wat op 'n rak staan? En so af en toe dan stof jy hom af. Veral wanneer jy in die moeilikheid is. Dan stof ek hom so 'n bietjie af en lees ek hom. Hy moet daagliks gelees word. Ons lees in Josua wat God vir hom beveel het. In Josua 1 vers 8. Hierdie wetboek mag nie uit jou mond wyk nie, maar bepeins dit dag en nag, sodat jy nougeset kan handel volgens alles wat daarin geskrywe staan. Want dan sal jy in jou weë voorspoedig wees. En dan sal jy met goeie gevolg handel. Gaan dit in die Engels ook lees. The book of the law shall not depart from your mouth, but you shall meditate in it day and night, that you may observe to do according to all that is written in it. For then you will make your way prosperous, and then you will have good success. So this word is saying, it mustn't depart from our mouths. Dit moet nie uit ons mond uitgaan nie. Ons moet dit spreek. Ons moet dit bid. En soos ek vanoggend gesê het, wanneer getroude paartjies hande neem, en julle bid saam, dis kragtig. Dis, Engels is powerful. Powerful. Die Here sê ook vir ons kan die woord toets, gaan toets dit. Gaan bid saam. Spandeer tyd saam. Nou as ons kyk na hierdie skrifgedeelte in Josua 1 vers 8, dan gee God 'n belofte aan Josua, en dit is eintlik sleutels wat God vir hom gee, dat dit goed sal gaan met jou. Jy sal suksesvol wees. Jy sal 'n voorspoedige lewe hê as Israel se leier. Dis wat God vir hom sê. Maar God sê vir hom, mediteer op my woord. Mediteer. Soos jy my woord mediteer, Josua, sal ek met jou wees. Ek wil vir jou sê, soos jy op God se woord mediteer, soos wat jy hom lees, soos wat jy hom inbid in jou lewe, sal God met jou wees. Ons luister baie keer na die menings en die opinies van mense, maar ons moet na die woord gaan. There's so many people going through life, and many times it's also Christians who go through life not knowing or caring what the will of God is. I've received Him, I've been baptized, I'm fine. I'm going to heaven. What is your will for my life, Lord? What is your will for us as a couple, as a married couple? What is your will? What is the testimony that we need to show to others around us? If you love Him, nothing is more important than finding out what is acceptable to God. Because, Lord, I want to please you. I want to please you, Lord. Ek wil in gehoorsaamheid met U wandel. Ek wil gehoorsaam wees met U. In Revelations 3 verse 17, because you say, I am rich, have become wealthy, and have need of nothing, and do not know that you are wretched, miserable, poor, blind, and naked.
The Word of God is more reliable than our feelings, than our emotions, than our opinions, than what we have. Because the Word of God is all truth. Die woord van God is waarheid. Dis wat dit is. In 'n wêreld wat honger is vir informasie. As ons kyk na hoe die wêreld, mense, die wêreld het hierdie afgelope paar jaar baie verander. As jy kyk na tegnologie, AI en al hierdie goed, dit is verstommend in die tempo wat tegnologie ingekom het in hierdie wêreld. En hoe ver mense sal gaan om ander informasie te kry en goed wat gefabriseer is. Maar ons moet net na die woord gaan. Ons moet die woord vra, ons moet die woord bestudeer. En die woord is kragtig. 2 Peter 1 verse 19 and verse 21. We also have the prophetic message as something completely reliable. And you will do well to pay attention to it, as to a light shining in a dark place, until the day dawns and the morning star rises in your hearts. For prophecy never came by the will of man, but holy men of God spoke as they were moved by the Spirit. Daar is iets dieps binne in ons as mense wat rigting soek. Iets diep in ons wat sê, watter pad, wat vra, watter pad moet ons gaan. En ons het 'n betroubare lig. Ons het 'n woord wat ons kan lei. En as ons kyk na hierdie skrifgedeelte, Paulus verwys nie na sy ervarings nie, maar na die woord van God, na die skrif van God. Want dit is betroubaar. Die woord is betroubaar. As jy in 'n donker vertrek inkom en jy sit 'n lig aan, dan is alles duidelik. Dan kan jy sien waar jy moet beweeg. En dis wat die woord vir ons doen. Die woord rig ons, die woord lei ons. En in hierdie skrifgedeelte sê, pay attention. And what does it mean to pay attention? We need to read it, the word of God. We need to read it. Meditate on it. Mediteer op dit. Vra. Ek hou van vra. Ek hou van om van een skrif te vergelyk met 'n ander skrif in die Bybel. Gehoorsaam die skrif. Obey it. And letting the word shape us. Ek gaan nie toelaat, Here, ek lees u woord, maar ek hou nie van daai deeltjie wat daar staan nie, so, nee, dit gaan te seer wees as ek dit moet verander in my lewe. Ek moet nie die woord probeer verander nie, die woord moet my vorm, die woord moet my heiliger maak, die woord moet my meer gehoorsaam maak. So the word of God needs to shape me. I mustn't try and change the word according to what I want. Paul also established the authority and reliability of Scripture in verse 21. And when we look at verse 21, he emphasizes that we can trust the word because its origin is God himself. Is God self. En God se woord bring ons in verhouding met Jesus. Dit openbaar aan ons die tyd waarin ons leef. Die tyd wat is besig om ons aan te gaan. Dit openbaar wat in die toekoms gaan plaasvind. So ons kan ons gereed maak. Ons kan ons in lyn bring met God se woord en daarvolgens leef. Want dit sê vir ons wat in die toekoms gaan plaasvind. Gaan lees Openbaring. Sy woord help ons om besluite te neem, sodat ons volgens sy woord leef. Let us move from merely reading the Bible to encountering it. Encountering it, a living God
through His word. Mag dit so vir my en vir jou wees. Let His word be a lamp to our feet and a light to our path. Psalm 119 verse 5. Allowing His work to work in us through the power of His Holy Spirit. Kom ons word net stil en ons dink aan God se woord. Kom ons dink aan die Bybel. Wat het dit al vir jou beteken? As ook wat dit vir jou nog meer kan beteken. Nou, daar word herhaaldelik vir ons gesê om God se woord dag en nag te lees en op dit te mediteer. Dit wat jy gelees het, mediteer beteken om te deurdink, om het deur te bid. 'n baie kragtige en diep skrif, en dit is eintlik vir my 'n mooi skrif waarmee ek wil eindig vandag, is Jesaja 40 vers 8. En as ek dit lees, kyk na die fisiese, maar ook die geestelike in die skrif. Die gras verdor, die blom verwelk, maar die woord van onsse God hou stand in ewigheid. Isaiah 40 verse 8, the grass withers, the flowers fades, but the word of our God stands forever. And this scripture says it's so beautiful. The grass, it comes and it goes, flowers fades. We know that. But the word of our God, it doesn't say the word of God, the word of our God. It's personal. So make this personal for you this morning. And this scripture says it stands forever. And the word of the Spirit is the word of God. But you know, words are dormant if we don't speak it. If we read the word of God, we must meditate on it, we must know it so that we can speak it in certain situations that we come in. If we don't speak the word of God, it's only a thought in our mind. That's all it is. We need to proclaim it. We need to declare God's word in this time. In our families, in our towns. Declare it. But to do that, we need to know the word of God. We need to read the word of God. The word of God is not just true in theory, it is true in practice. Dis nie net teorie nie, maar dis prakties. Ons pas dit prakties toe in ons lewe. Die woord van God het die vermoë om ons lewens te verander, as jy hom toelaat. Want die woord is daar, hy's kragtig, skerper as 'n 2-snydende swaard, maar die swaard kan daar lê, die woord kan daar lê, maar as ek hom nie toepas in my lewe nie, geen effek. Ek moet dit toepas, ek moet dit spreek. I must hold on to His word. I must trust it and live by it. That's what we must do. Vanoggend, waar ons die brood en die beker neem, ek weet nie hoekom nie, maar wanneer ek by die nagmaal kom daai beeld van Jesus met sy disippels om die tafel altyd in my gedagtes, altyd in my gees. Waar hy om die tafel sit en hulle eet en hulle kuier saam, en waar hy die brood neem en het breek. Hy het dit nie net geneem en gegee nie, hy het die brood gebreek. It's an effect that happened when he took the bread and he broke it. He broke the bread. And then he gave it to his disciples. You can go and read it in Matthew 26 from verse 26. And he gave it to them and said, "This is my body."
This is my body, shed for you. And then he took the cup. And he said, this is my blood for the forgiveness of sin. My blood that was shed for you. En wat vir my so uitstaan van Jesus, van dit wat hy kom doen het, hy het dit kom doen vir die verlorenes. Ons dink baie keer hy het dit kom doen vir ons wat wedergebore is. Ja, maar hy het dit kom doen vir die wat verlore is, sodat hulle hom kan aanneem. Hy het gesterf vir die verlorene. And Father, this morning we want to thank you for the bread. This morning we want to thank you for the cup. Bless it to our bodies. And as we take the bread and the cup this morning, ask the Lord to let us be a people who not just hear His word. As you take it, vra die Here, dat jy nie net iemand sal wees wat sy woord hoor nie, maar dat jy werklik sal glo, that you will believe it, that you will stand on His word, and that you will live His word. As we take communion this morning, let us allow His word to shape our thoughts. Dat God se woord ons gedagtes vorm. Dat dit elke besluit wat ons moet neem, sal lei. That it guides our decisions. And that it will anchor our hope in Him. As we take it this morning. God's word. And that His word will be more than words to us. Dat God se woord meer as woorde vir ons sal wees vanoggend. Kom ons staan. Vader, Here, dankie vir U woord. Dankie vir die Bybel wat U vir ons gegee het, Here. Here, hierdie woord wat ons vorm, hierdie woord wat ons gedagtes in lyn hou met U wil. Father, that your word will guide us in the fullness of what you have for each one of us. That we can learn your ways, Lord, and not our own ways. But learn your ways as you guide us, as you take us through your word, navigate us through your word, Father. Here, ek bid dat U ons 'n nuwe liefde sal gee vir U woord. 'n Liefde om soggens eers die Bybel te neem en nie eers die selfoon nie. But Lord, that we will trust your word, and that this word will be more than words to us, Father.